Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam daar is, Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons redder, ons skepper, ja, ons beste vriend. Vriende, baie welkom by nog 'n episode van my vrou se program Groei Saam. Hallo julle, het is lekker om julle weer terug te hê by ons. Hallo Eldien, Hallo Chris, gaan dit goed? geseën dankie met jou, Ag, ook geseën, dankie. dis pragtig. Net warm, né? Voor jy, ek sê maar net, dis vrek warm. Ja, dis lekker bedompig, né? Joe, Ons is hier in Port Elizabeth, die wolkies wil reën, maar dit wil nie regtig reën, maar dit is so bedompig. Sjoe, maar ja, ons kla nie, dis die dag wat die Here gemaak het. Al hierdie goed is die Here gemaak, is sy natuur, ons is happy. daar sê. Daar's hy. Vriende, ja, voor ons begin, kom ons begin net op regte manier. Sluit die oë asseblief. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader. Dankie vir hierdie geleentheid wat ons weer het om op hierdie platform bymekaar te kan kom om te kom leer wat U vir ons wil wys. Open ons geestesore, verstand, hart. Laat ons absoluut sal inneem, Here, dit wat U Gees met ons gees wil deel. Here, dankie dat U so goed is vir ons. Dankie, Vader, dat ons Christendom kan uitleef. Dat ons regtig nie hoef skaam te wees nie. En ja, Vader, dat ons ligte helder brand vir U. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie vir al die goedheid, al die guns, U liefde, U genade. En ja, Here, U geduld. Dankie vir U liefde en dankie, Vader, vir U vrede. Ons loof U in Jesus se naam. Amen. Amen. Wat hy vriende? So, Kom ons groei. kom ons groei. Dit is laatoggend by die werk. Aldien sit by haar lesenaar duidelik onrustig. Chris stap verby met 'n leer onder die arm en merk dit raak. Jaldien, is jy okay? Lyk of iets jou pla. Is alles alright? Nou Chris, man, ek moet jou iets vertel. Dis iets wat met my gebeur het toe ek Pretoria toe gevlieg het vir werk. O, God, moenie vir my sê jy moes die Boeing gekickstart het. Nee. Want hulle gaan saans op petrol. Nee. O. Man, wat gebeur het is hierdie vrou het langs my gesit. En Dit gebeur moeilik, mense sit ons langs so. ja, Nou, wat is die probleem? Hoe moet jy gestaan dan? jy weet ons mag nie staan nie, jy moet sit met jou safety belt vas in die vliegtuig. O ja. Maar eers het ek nie met haar gepraat nie en toe daaraan te dink ek, ag, mens moet nie so wees nie en toe begin ek met haar te praat en alles en ek vra toe vir haar, gaan sy huis toe of gaan sy iewers heen vir werk of wat, waartoe gaan sy? Sy sê toe vir my, nee, sy gaan terug huis toe. Ek sê, o, dis lekker. Ek sê, wat het sy kom maak? Sy sê, nee, sy het vir, en sy praat in Engels, sy het vir haar girlfriend kom kuier. Ek sê, okay, en ek vra vir wat doen sy, en sy sê, sy studeer, en ek sê, and what does your friend do? En sy sê, no, it's not my friend, it's my girlfriend. Ek sê, oh. En toe weet ek nie hoe om het verder te hanteer nie, en toe praat ek nou maar oor allerhande ander nonsens. En al wat ek eintlik maar net vir haar gesê het is, ja, praat maar met die Here oor hierdie verhouding van jou. Eintlik regtig maar al wat ek vir haar gesê het. Maar ek voel nie lekker nie. Ek het heeltemal oorbluf gevoel. En ek het regtig nie geweet wat om te sê nie. En was dit verkeerd dat ek nie geweet het wat om te sê nie? Okay, ek het nou nie regtig lekker gehoor wat jy vra nie. Wag, ek gaan nou vir jy het in Engels gepraat. Sy het gesê haar girlfriend en haar boyfriend. So is 'n meisie nie jou girlfriend nie en 'n seun jou boyfriend nie. Ja, en dit is Vriende. Ja, dit is hoekom ek vir haar gevra het. And what does your friend do? En toe sê sy vir my baie duidelik, it's not my friend, it's my girlfriend. O. So hulle is in 'n verhouding. O, okay. Jong Eldien, jy moet onthou nie, stilte is ook ons antwoord. En stilte is nie sonde nie. Ons hoef nie altyd reg gereed te wees vir 'n geveg of vir mense verkeerd te bewys of iets in daai lyn nie. Weet jy, die Bybel leer ons mos om wys te wees met ons woorde.
En in Prediker 3 vers 7 sê dit vir ons. Daar is 'n tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. So jy sien, God verwag nie van ons om altyd die perfekte woorde te hê, die perfekte oplossing en die antwoorde nie. Nee, ons moet maar net soms meer luister as wat ons praat. Dit is hoekom ook Vader vir ons 2 ore en 1 mond gegee. Ja, Jou ore is Ja. soms 2, nie Ja. net 1 mond. Hoekom dink jy dit? dat ek meer moet luister en minder moet praat. Amen. Maar ek het geweet in my hart dit is verkeerd. En hoekom het dit my so ontstel? Aldien, seker maar omdat God se wet in jou gewete geskryf is. Romeine 2 praat vir ons daarvan, van jou gewete wat saam met jou getuig. En jy sien, wanneer iets bots met God se skepingsorde, voel ons dit diep en ons wil eintlik die mense so graag reg help, maar hoe weet jy dat daai persoon reg gehelp wil word? Want dit het vir my gelyk of sy reg gehelp wil word het. Sy was so excited oor hierdie nuwe verhouding van hom. Ja, dit is hartseer dat die mense die weg wat Vader beplan het, toe hy mens geskep het, hulle eie paadjie nou loop. Dit is eintlik regtig so hartseer. Is dit reg vir 'n vrou 'n girlfriend te hê en 'n man 'n boyfriend? Dit hang af van wat se lig jy dit sê. Nee, in 'n verhoudingssens. Nee, Eldie, is nie reg nie. Dit is ons teen God se natuur en God se wette. En in elk geval, that God create Adam and Eve or Adam and Steve. Adam en Eve. Korrek. So as daar net as jy nou God se natuur heeltemal wegvat en jy gaan soos nou daai dame wat jy belangs gesit het. Hoe gaan 'n mens voortplant? Gaan die mens dan nie net uitsterf nie? Seker, né? Want ek het Nie wel nog seker nie. Ja, nee, Beslis. definitief. Want waar wys my 'n man wat kan swanger word? Nee, nou is dit so ietsie. Korrek, presies. Daar is nie so ietsie. Nou ja, dan gaan die samelewing ons uitsterf. Ek het Dan wel vir ons gevra, is die dinosourus gaan net ons bene optel somewhere. ek het wel gevra of ek kinders het, toe sê sy nee, I don't want kids. Toe sê ek, and your girlfriend? No, she doesn't know. Ja, ag, Aldien, ja, ek weet nie. Sulke mense is regtig verward. Ja. So, hoekom is God so spesifiek oor man en vrou? Want hy het ons man en vrou geskape. Soos hy ons nou net vir jou gesê. Ja, Het Adam en Eve geskaap, nie Adam en Steve. Jy weet, dis omdat die skepping, sy skepping in hom word ons mos weerspieël. En Jesus self het dit ons bevestig. Hy wat hulle gemaak het, man en vrou. En dit is die term wat in Matteus 19 vers 4 staan. Dis nie kultuur nie, dis die skepping. Dis God se skepping. okay. Is dit waar wat mense sê dat die Bybel dit nie regtig verbied nie? Absoluut vals. Absoluut vals. Die Bybel is duidelik daaroor. Jy mag nie met 'n man gemeenskap hê soos met 'n vrou nie. Dit is 'n gruwel. Levitikus 1:18 vers 22. En die woord sê ook 'n man sal en 'n vrou sal hulle huise verlaat en hulle sal een word. Nie die man en die man gaan huise verlaat en een word nie. Die man en die vrou. Ja. So dit is soos 'n gruwel in God se oë. Absoluut. Wat beteken 'n gruwel? Dit klink na baie sterk woord. Eldien, dit beteken iets wat vir God moreel afstootlik is. Omdat dit sy orde verdraai. Nie dit dan is dit nie sy weg nie. Dit is nou weer eens die mens. Dis daai eie ekkie. Ek het jou mos al baie vertel van daai eie ekkie wat so lekker ekkie in moeilikheid kan kry. Nee? So dis daai eie ekkie wat ons nou weer 'n besluit gemaak het. Wie's God om vir my te kies? Ek wil myself kies. Ja, maar Chris, God is mos liefde, nie waar nie? Dit is hoekom hy ons gemaak het, ja. God is liefde, dis reg.
En daarom waarsku God. God is liefde. Maar liefde beteken nie om sonde te gaan doen en te praat. Sien ware liefde waarsku teen dit wat vernietig. Jy moet regtig liefde hê vir mense, alle mense. Maak nie saak wat se ras, wat se kleur, wat se geslag. Mind jy, daar is nie twee geslagte, mannelijk en vrouwelijk. Maar jy moet absoluut die liefde vir hulle hê, sodat jy hulle kan waarsku. Jy's op die verkeerde pad, broer, suster, jy's op die verkeerde pad. Wat staan daai dinge? Die ewigheid is 'n lang tyd. Ja, Waartoe wil jy gaan vir hierdie last, kan jy seker nou maar sê, van jou? waar. Maar het ek reg gedoen om net vir haar te sê sy moet maar net bid oor die verhouding? Eldien, weet jy, sy moet bid vir die verhouding, maar ek glo nie God gaan nee, weet jy, ek weet sommer, God sal nie daai verhouding gehoor gee aan haar gebede nie. Want dit is nie wat hy wil hê nie. Dit is teen sy orde. Ja. Dit is net soos aborsies. Dit is moord. Dit is teen wat hy wil hê. God wil nie hê ons moet gaan staan en doodmaak en probeer om jouself nou, ek het nog gebid, ek bid dan vir God, maar jy verander niks aan jou storie nie. Ja. So jy sien, jy moet eintlik, daai mense moet eintlik bid, of ons moet almal eintlik bid, dat Jesus ons harte verander. En hy kan jou nuwe hart gee, en saam met daai nuwe hart, gee hy sy gees ook vir jou. Dis baie mooi. Maar dink ek moes haar gekonfronteer het? Al die nie noodwendig nie. Jesus sê, wees versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. Volgens Matteus 10 vers 16. Sien, nie elke oomblik vra konfrontasie. Jy moet mense eers beter leer ken of iets in daai lyn. En dan kan jy hulle aanhaal en jy kan hulle aanhaal uit die woord uit. En soos ek sê, jy praat ons van in liefde met hulle, want jy wil nie hê hulle moet ondergaan. Ja. Daai is liefde. Praat uit die woord uit. Vra die Heilige Gees om jou te lei. Maar hoe moet ek innerlik daarop reageer? Net met waarheid en deernis. Spreek die waarheid in liefde. In Efesiërs 4 vers 15 staan. Sien, jy kan sonde afwys, sonder om die mens te verwerp, of die mens te oordeel. Ja, want ek het nou net nie geweet Jy kan net gesê die Bybel sê. Ja, maar ek het ook nie geweet waar nie. Of jy kan begin hoor en lees jy Bybel. Ek kon dit seker gedoen het. Ek het actually, nou dat jy daarvan praat, ek het dit vir haar actually gevra. Ek het nie vir dit gevra nie. Ek het vir haar gevra, gaan sy kerk toe? En sy het nogal ja vir my gesê. Glo sy, wat se Bybel lees sy? Wat se kerk is sy? Nee, ek het nie so in detail gevra nie. Kerke wat mense verblind, wat die mense op verkeerde paaie stuur. Daar is ongelukkig. God sal dit nooit goed ken nie. Ja. Of goed maak nie. Dit is teen sy woord. Dit is teen wie hy is. Dit staan in die Bybel, dat is dit. Waar begin God se plan vir verhoudings? Reg in die begin, in Genesis. Genesis? Ja, God het aan die mens geskaap vir Adam. En toe het hy God ons gesê, maar dit is nie reg dat die man alleen is nie. Toe laat hy Adam lekker slaap, sonder soos wat ons slaap vir operasies, met inspuiting en goeders en alles. Hoe het hy dan geslaap? God kan alles doen. Hy het hom lekker diep laat slaap, toe haal hy 'n ribbebeen uit op uit en bou vir Eva. Ek wonder, maar God kon obviously haar van niet af ook geskep het. Hy's God. Ek weet, maar is dit nie sy skepingsdoel nie? Onthou, ons aanbid 'n God van orde. Ja. Dis hoekom. Man moes eers gewees het, toe vrou, want daar's 'n orde. Toe kinders, want daar's 'n orde. Okay. So, jy kan nie God vooruit hardloop en hom bevraagteken, hoekom daai kom nie. Nee, ek het God maar net is 'n God van orde. Maar ek het maar net gewonder, maar hy kon, as hy regtig wou, kon hy dit al net geskep het. Hy kon, maar hy wou seker die vrou uit 'n mens maak.
Kan wees. Dit kan wees nie. Ja. Hy het dit dan so gedoen. Ja, dit is nogal Ons het interessant. met amazing God, hoor. Regtig, asemrowende God. Chris, jy het gesê God het Adam en Eva gemaak, of Adam en Eve, en nie Adam en Steve nie. Is dit Bybels? Eldien, dis 'n eenvoudige manier om Genesis saam te vat. God bring Eva en Adam. Nie nog 'n Adam nie. Hy het Adam en Eva geskape. Nie Adam en Adam of Eva en Eva. Man en vrou. Dis wat God gemaak het. Okay, maar dink jy die Nuwe Testament praat ook hieroor? Seker ja, Romeine 1 sê, mense het 'n natuurlike omgang verruil vir dit wat teen die natuur is. Dit staan in Romeine. Jy het mos jou app daarso. Ja, Ek gaan gou 'n bietjie daar vir my Romeine 1 van 6 vers 26 en 27. wat het jy gesê, Romeine 1? Romeine 1 26 en 27. Enigste ding wat ek hou van hierdie app nie, is jy moet afskrol en afskrol en afskrol. Waar as jy jou Bybel het, dan lees jy net presies daar en dit vat jou oogvink. Jou oogwink sê. Ja, Nice man. dan is jy by die versie wat jy soek. Okay, God sê, of die Bybel sê, Romeine 1 vers 26 sê, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en hulle in wellus teenoor mekaar ontbrand. Manne het met mande skandebedryflikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. So jy sien, daar's 'n paar kernwoorde wat jy nou daar raak gelees het. Lees hom weer. Okay. Dit sê, so, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. Nie daar. Skandelike hartstogte. Ja, Skandelik. Wat beteken skandelik vir jou? dis nie mooi nie en dis sleg. Afgryslik. Ja. Korrek. So daar kan jy nou klaar sien hoekom dit nie reg is. Kyk, lees verder. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand. Jy sien. Daar sê dit mos vir jou in die Nuwe Testament. It is not the way to do it. Dit is nie reg nie. En weet jy, geen mens kan dit verby redeneer of regpraat of wegpraat. Daar is 'n manier. As die Bybel so sê, ek glo dit en that is that. God said that, I believe that and that is that. Ja, So maklik soos dit. moet ek verder lees? Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Sien jy daar weer skande. Ja. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niesdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. So daar sê dit nogal duidelik, jy moet nie jou goedkeuring gee aan die wat dit doen nie. En as jy jou goedkeuring gee, dan pleeg jy self ook 'n sonde. Dis presies wat ek nou gelees het. Het jy nou mooi gelees daai alles, is eintlik pragtig geweest. Hoe het God hulle oorgegee aan allerlei goeders? En dis alles wat die Satan jou wil laat doen. Ja. Dis alles wat jou verder wegdryf van God af. Dis hoe hy mense begin treiter en mense gebruik en jy dink o, hier is dis best thing. Maar dit is nie, dis die verkeerde ding. Ja. Hartseer, né? Baie hartseer. En
Mense wil maar net nie na God luister. Hulle wil maar net nie God se weë wandel nie. Hulle wil maar net. Dan gaan God onthou. Ek sê altyd, God is 'n gentleman. Dis is hoekom hy vir ons as mensies ons eie willetjie gegee. Sien, ek wil dit, ek wil daai. As ek altyd sê, vat hy ek weg. God doen wat u wil. Ja. Wys my wat is u wil. Wat die eie ekkie heeltemal in die situasie het, heeltemal, ek wil nie meer ekkie voorskryf, of ekkie wil dit of daai. So God gee vir jou daai. Sjoe, ons het nou net gepraat oor die hitte nie, en daar's donne weer. O, jippie. Genadewater, laat dit val, my Here, laat dit val. Ek kan nie glo die donne weer is so erg nie. Wie kry nie regtig donne weer nie. Jy sien, Vader weet ons praat die waarheid. Nee? Hy het ook nog geantwoord. Ja, en het hy seker vir ons verduidelik hoe haat hy al hierdie dinge wat so verkeerd is. Dis die hele ding is wat God sonde haat. Ja. Dit is die hele rede hoekom Jesus al sy bloed moes kom uitstort vir ons, om ons sondes weg te was. So. Nie te dek nie, weg te was. Dis erg. Hoekom noem Paulus dit teen die natuur? Al dinkie, dit is omdat dit teen God se skepingsorde is. Dit is nie teen biologie alleen, maar teen God se bedoeling. Hoe gaan mens dan voortgaan? Is homoseksualiteit die enigste sonde wat God 'n gruwel noem? Nee, jy het ons nou daar gelees. Hoogmoed, leuns, onreg. Ja, daar's 'n hele paar wat jy ons nou daar gelees het. Ja. Ons moet onthou, sonde het baie vorme. Dit is nie net een vorm. Dit is nie net een vorm van, o, jy like, wat kan ek gesê, jy steel. Of jy drink. Of jy slaap rond. Of wat ook al. Dit is baie vorms. En ons ook, soos jy daar gelees het, kyk het al die goed wat daar mense ingeval het. ja, dis hartseer. Moet ons mense haat wat so leef? Mag ons nie haat nie. Wow. Absoluut nie. Jy moet vir hulle bid. En vir hulle sê, weerhou julle van daai vreemde pad, daai lelike pad. Draai om. Volg God. Hy kan jou losmaak van die kwaad, maar jy kan hulle nie haat of hulle afskryf nie. Bid vir hulle. Maar ek verstaan nie Want hoe. sorry, Aldientjie, want staan ons in die woord in elk geval, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, jy moet lief wees vir daai mense. Jy moet, soos ek maar sê, jy moet so lief wees vir daai mense dat jy hulle op die regte pad wil bring. Hulle waarsku. Maar weer eens, die Heilige Gees sal so in jou werk dat jy presies sal weet wanneer die regte tyd is. Okay. Maar hoe bly ek standvastig in waarheid? Deur om aan God gehoorsaam te wees. Nie aan mens nie. Om te luister wanneer God met jou praat, nie mens nie. Handelinge 5 vers 29 sê vir ons. Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Luister vir God. Maak soos hy vra, nie soos wat die mensdom vra nie. Moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Follow Jesus. Because he is the only way, only truth to everlasting life. Terwyl jy nou so daarvan praat, nee, ek het jou preek geluister wat jy Sondag gepreek het, en dit was vir my 'n absolute pragtige preek gewees. En verduidelik net gou weer vir my, nê? Jy het gesê mos van die pad na die ewigheid toe is 'n maar 'n dun en moeilike paadjie om te loop, Ja. smal paadjie. En jy het gesê as jy by daai deur moet ingaan, verduidelik van wat het jy daar gesê? Ek kan dit nie meer onthou nie, maar dit was vir my so mooi. Ek het gesê, dis kom Jesus gesê het, dit sal moeiliker wees vir 'n kameel om deur die naald van die oog te gaan. Die oog van die naald te gaan. Okay, so dis soos vir ons. Maar wanneer ons daar deur gaan, dis hoekom Jesus sê die pad is nou. Die ingang is klein. Nou stel jou voor in jou geestesoog. Daai deur wat jy moet deurgaan in die ewigheid in, is jou liggaam. Ja. Se mold pas presies daarin. Jy kan nie eers 'n beursie in jou sak sit nie, jy kan nie jou karsstelsels in jou sak sit nie. Jy kan nie jou foon saamvat nie, want hy gaan nie daardeur pas.
So hoe gaan jy met al die bagasie, want jy kan nie vergewe nie, jy kan nie vergeet nie, jou hart, al die goeders, die bagasie, wat die mense van my dink, al die bagasie, wat jy so saam met jou dra, al die lelik van die verlede. Hoe gaan jy daar deurkom as jy dit saam te dra? Ja. Maar hoe kan ek myself in saamvat nie? Wat vir die wel? Ek weet nie. Ek moet nie bel in die hemel nie. Ja, LD, en foto's neem seker. Ja, ek dink ek gaan my foon die meeste mis vir die foto's wat ek nie kan neem nie. Jy weet mos hoe lief is ek vir foto's neem. Nee. Maar okay, sê gou vir my nou, grappies op 'n stokkie. Wat as ek weer so 'n gesprek kry? Wat moet ek doen? Bly net kalm, wees eerlik en wys respek. En soos ek vir jou sê, laat die Bybel deur jou praat. Laat vra, Vader, ek weet nie wat om in die situasie te doen nie. O Heilige Gees, lei my nou hierdeur, dat ek die regte waarskuwing, die regte boodskap sal oordra. Oordra dit reën. Amen. Genadewater. Sjoe. Dis fantasties. So dis wat ek moet doen. Ek moet vir die Here vra om my te help om die regte woorde te gee. Verleiding. Mag ek sê ek stem nie saam met hulle gedrag nie. Ja, met sagmoedigheid, hoor. Antwoord met sagmoedigheid en vrees. Maar wees sentimenteel. Wees rustig en kalm. Moet dit nie uitblaker en sê, jy moet dit draai op braai nie. Ja, dis dalk wat ek sal doen, hè? Ja. Dink jy nie? Ja. Jy moet hulle in liefde reghelp. In liefde? Jep. Maar sê altyd so maklik nie, hè? Ja, wel, Eldien. Niemand het gesê dit gaan maklik wees nie. Ja. So, is al... Eldien, gaan lees gou vir ons 1 Petrus 3 vers 15. 1 Petrus. Waar sit nou weer? Wag, sorry, ek het my app. In die Nuwe Testament. Nee, ken dan maar jou Bybel, né? Ek probeer. Kyk, jy het 1 Petrus 3 vers 15. Ja. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Kyk, Eldien, weet jy, ek wonder soms of die mense verstaan dat dit nie God se wil is dat hulle so lewe nie. Kyk, niemand is perfek nie. Maar om so way out te gaan, God kan jou nog vergewe, hy kan jou herstel, maar dan moet jy dit los. Jy moet wegstap af. Maar jy weet self, meeste van mense wat homoseksuele is, hulle sê hulle is jammer, maar hulle hou aan om so te wees. Hulle verander nie. Ja, Eldien, weet jy nie, ons nie vir ons om te oordeel nie, en daardie saak staan tussen hulle en die Vader. Ja. Ons kan raad gee, maar nog steeds, daai eie ek. Daai ek. Wat as hulle my oordeel? So? Hoekom nie? Jesus sê dan, as die wêreld julle haat, weet dit my voor julle gehaat het. So, wat maak ons nou so besonder, anders as vir Jesus? As die wêreld ons gehaat het, gaan hulle ons ook haat. Hoe gaan hulle ons nou anders te sien, anders te behandel as hulle die meester, die koning van alle konings, die vleklose lam, as hulle hom dan ook met hom so was. Kyk hoe ver het hulle met hom gegaan. Hulle het hom iemand gekruisig. Okay. Dis nogal sin wat jy sê. So ja, die mense het eers vir God of vir Jesus gehaat voordat hulle ons gaan haat, maar dis hartseer. Want Jesus is God se seun. Ja. Maar onthou net, nee. Party mense wil maar net nie die waarheid hoor nie. Dis nou hoop vir mense in daardie leefstyl. Aldien, solank as wat jy nog asem in jou longe het, is daar hoop. En wanneer is daar nie meer hoop nie? En jou asem uitgeblaas het. Maar en dan staan nie nog 'n kans nie. Glad nie. Dan het jou pad nou op die einde gekom. Jy het jou doellyn bereik. Okay. Het sy wat sy kan. En as dit die wegroping is? Bly jy agter. Bly jy agter? Ja, jy gaan maar so saam.
Want kyk in die Bybel, laat ek dit gou dink. Daar staan mos waar is dit ook in Romeine dat wie nie die koninkryk gaan beerwe nie. Laat ek dit gou my beddings bymekaar kry. Aldien, as ek my nie verstout nie, is dit in 1 Korintiërs of 6. Ek dink daar by vers 7-8 rond. Okay, laat ek gou kyk. Korintiërs. Ek sien is in die Nuwe Testament. Hierso staan. Maar julle doen onreg en pleeg roof en dit aan broeders. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Wie's onregverdig is? Skans. As jy onregverdig, Mense wat sonde doen, mense wat die Here aanvaar dalk nie. Ja, dit ook. Okay. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgode dienaars of egbreekers of wellustinge of sodomiete of diewe of gierigaards of drankaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Okay, Aldinkie, daai is die 53 vertaling. Dit is actually die betere een om te lees. Maar wil jy net gou jou app ruil na die 83 vertaling toe nie? Ek wil net mooi sien dat jy ek wil jy moet iets spesifieks raak lees. Kan ek dan meen as een Bybel op my app het? Ja. Hoe doen 'n mens dit? Download. Ek sien hierso ek kan 'n Bybel byvoeg. Wag ek gou add Afrikaans 83 vertaling. So en nou klik ek net op dit. Ja. Okay, kom ons kyk. Wat sê gesê 1 Korintiërs 6. Wat dan nou? Want ek het iets verkeerd gedoen. 1 Korintiërs 6. Kom ons kyk of hy dieselfde sê. As hy nie dieselfde sê nie? Aldinkie, lees dit gou asseblief. Jy sal sien wat ek bedoel. Okay. Eintlik is julle saak al klaar verlore omdat julle hofsaake met mekaar het. Waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle nie liewer tekort doen nie? In plaas daarvan pleeg julle onreg en doen ander tekort en dit doen julle aan medegelowiges. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie jouself mislei nie. Geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbreekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry van die koninkryk van God nie. So, dis seker wat sodomie dan beteken, is homoseksualiteit. Ja, so jy sien, jy gaan nie die koninkryk van die Here beerwe. Sjoe, dit is nogal erg. Dit is 'n duidelike waarskuwing in die Nuwe Testament. Maar beteken dit verandering is moontlik? Absoluut. So terwyl jy nog asem in jou longe het, is dit. Jy sien, en as iemand in Christus is hy mos 'n nuwe skepsel. Dit staan ook in die woord. Jy kan, terwyl jy nog asem in jou longe het, kan jy verander. God sal jou vergewe, hy is 'n God van liefde. Maar moet ek altyd iets sê oor sonde? Soos ek sê, laat die Gees jou lei. Sagaria 4:6 sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees. So laat die Gees jou lei. Vra hom wanneer om te praat, wanneer om stil te bly. Okay, maar sê nou maar ek bly nou stil, nê? Wat is my stilte as goedkeuring gesien word? Want dis so ek voel oor toe ek met haar gepraat het. Dit is hoekom jou lewe en jou woorde moet ooreenstem. Die woord sê ons is die lig van die wêreld, so laat ons lig te skyn. Jy kan eintlik op 'n sagmoedige manier sê, hoorie maar die Bybel sê, as jy jou Bybel geken het, die Bybel sê dat, is die reg. Ja, as ek my Bybel geken het, as ek geweet het van 1 Korintiërs 6. Sien, ek sal weer probeer het om daai gesprek in die rigting van God te gaan, oor haar Christendom en hoe sy voel in al daai goeders, en dan uitwys wat die woord sê. Sjoe, ek voel eintlik, ek wens ek het haar nommer gehad, dat ek met haar verder kon gepraat het oor dit, maar bid vir haar, Jesus kan nog haar werk ook, wat sy langs iemand anders wees sit, of by iemand anders uitkom,
wat haar die waarheid kan vertel. Maar daar's so baie mense wat dieselfde issue het. Wat dieselfde Maar okay, weet weer eens, wat het Jesus op Petrus gesê? Volg jy my. Moenie worry oor die ander mense nie. Volg jy my. So ek hoef Ons kan nie mense red nie, net God kan. Ja. Ons kan die woord van die Here verkondig, met hulle deel, maar net God kan hulle red, ons kan nie. Okay, ek voel eintlik nou 'n bietjie beter. Is dit verkeerd om vriendskap te hê met so iemand? Nee, verseker nie, Jesus het dan saam sondaars geëet. Maar jy sien, hy het nie hulle sondes goedgekeur nie. Dis fout daarmee nie, maar jy keer dit nie goed. Jy val ook nie in daai struik nie. Jy sê dis verkeerd. But I love you so much that I can tell you it's wrong. Dis 'n baie mooi ding om te sê. Ek wil nie jy moet sien verlore gaan nie. Ek wil hê jy moet saam met my by daai feesmaal gaan sit wat God voorberei. Staan sulke dinge. Draai na die Here. Okay. Maar hoe beskerm ek my eie hart? Bly gegrond in die woord. Lees jou Bybel, bid elke dag. Hey, is dit nie asof dit elke week opkom nie? Hoekom moet ek dit elke week so sê? Ek like as jy dit vir my sê. Ek like as jy daai liedjie sing. Sing dit weer asseblief. Dis reg so. Sing dit gou. Dis reg so. Hoe sing dit? Spreuke 4:23 sê ons vir ons, bewaar jou hart bo alles. Maak jou hart vol van die woord. En dit wat jou hart van vol is, loop by jou mond mos oor. Ja. As jou hart vol is van Jesus se liefde, gaan dit ons nou wat daar gaan uithardloop, uitspoel. Ja. Chris, jy sê ek moet vir haar bid, né? Ja, En al ken ek jou naam, kan ek maar nog steeds vir haar bid. jy kan ons vir Jesus sê van wie jy praat. En Jesus kan mos weet van wie jy praat. Hy weet alles. Begin dan net vir haar bid. Okay. Maar okay, bid, maar wat moet ek bid? Vir waarheid, vir lig, vir bekering. Laat sy daai dwaalende pad, daai wye pad los en op die nou pad klim. Dat die lewe is kort en is vinnig verby. 1 Timoteus 2:4 sê, God wil hê dat almal gered moet word. Dit is juis hoekom hy uitstel, laat Jesus terug op aarde toe. Nee, wag, ek wil eers in die app kyk of jy die waarheid praat. Okay. Want ek het mos nou by jou geleer. Moenie glo wat ek sê nie, lees wat ek sê. Dis korrek, jy is heeltemal reg dan. Sodat ek jou nie mislei nie. Ja, ek moet seker maak. Ag, dankie tog. Want ek kan nie toelaat dat ek nie hemel toe gaan nie, byvoorbeeld as dit valse mense vir my iets sê nie. So, ek sê nie jy nie, ek sê, ek wil my Bybel by my hê, dat ek kan Jy het weet. ons nou net aan gesê, jy wil kyk wat die waarheid praat. Ek wil kyk dat jy die waarheid praat, ek moet dit mos toets. Dis reg, ja, toets dit. Ons sien. 1 Timoteus 2, gaan nie by vers 3, Vers 1? vers 1. Ja. Vers 1 sê, ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Sien. Dit staan daar. Ek wil net hierdie versie nog verder lees. Dis reg. Daar is immers net een God en daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit is op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as 'n leraar om die heidene nasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek lieg nie. Ja, ek het jou nie getwyfel nie. Ja, maar dit is beter jy lees dit self. Ja. Maar ek onthou wat jy gesê het, dat 'n mens moet toets wat enige prediker sê. Natuurlik. En dit is hoekom ek gedink het nou is die regte tyd om te kyk of jy die waarheid praat. Dis reg. So ek waardeer dit. Dankie vir die waarheid. Maar Chris, ek voel steeds skuldig. Aldien moenie. Die woord sê dan vir ons ook in Romeine 8. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar wat beteken dit?
Ons is vrygekoop, ons is losgekoop. Soos ek nou vir jou gesê het, ons kan nie mense red nie, maar ons kan 'n saadjie plant. Laat God nat maak en laat God groei. Okay. Laat dan net 'n saadjie geplant word. Maar dalk is jy ook nog nie op daai geestelike volwassenheid om dit met daar te kan deel nie. Sien, jy is nog in jou leerfase. Ons almal is in ons leerfases. Want nou vra sy jou vraag en dan gooi jy haar rond en dan maak jy haar nog steeds bietjie deurmekaar. Verstaan jy? Jy gee vir haar die regte antwoord nie. Ja. So dan dryf dit dalk dieper in die afgrond in. So dit is dalk hoekom die Here of jou gesê het, bly stil. Moet nog nie praat nie. Is nog nie vir jou nie. Maar dink ek het Maar God nou kan jy net bid, Here, vergewe my dat ek nie gepraat het. Wys my volgende keer, moet ek praat of moet ek swyg? Ja. Maar okay, dink ek het God teleurgestel. Nee, Eldien. Hoekom Jy nie? het ons met respek en eerlikheid opgetree. Ja. Maar okay, hoe groei ek hierin? Hoe kan ek hier uitkom en beter raak in dit en alles? Sê Psalm 119 vers 115 vir ons, U woord is 'n lamp vir my voet nie. Bly Ja. in die woord. Bly in die woord. Lees jy Bybel bid elke dag? Sy. Ek begin dit nou al ken. Okay, wat leer hierdie situasie my eintlik? En dit leer jou dat waarheid en liefde hand aan hand loop. Sien, jy is so lief vir die mense, jy wil hulle die waarheid vertel. Ja, is dit reg om duidelik te sê ek glo dit is sonde? Natuurlik, staan in die Bybel. Maar jy sê dit nie met 'n attitude nie. Jy sê dit met 'n sagte stemmetjie. Nie daai kom bystem nie. Maar ek sê baie goed met dit hè. Jy sien, dit is hoekom God dan seker nie wou gehad het jy moet praat nie. Maar ek is bang om weer so iets te beleef. Ag, ek is so bly want ek is ook elke Sondag bang voordat ek gaan preek. Is jy bang voor jy gaan preek? Hoe weet ek of ek die waarheid praat? Hoe weet ek hoe die Here gaan my lei? Hoe weet ek of ek die God teleurstel nie? Maar bid jy voor die tyd voor jy gaan Altyd. Altyd. Dan weet jy altyd. mos God gaan jou lei om die regte woorde te sê. Natuurlik. En ek dink Sondag se preek was absoluut pragtig. In feite, ek dink hierdie hele reeks van jou oor die nuwe lewe en die nuwe skoene en die pad wat ons stap en die keuses wat ons maak. Ek dink dis 'n absolute pragtige reeks en dis Wil jy dalk 'n rolprent maak van dit? So, Aldien moenie Nee, dis vrees nie. okay. Moenie vrees nie, hoor. In 2 Timoteus 1:7 staan daar mos God het ons nie 'n gees van vrees gegee Ek nie. dink ek het dit gehighlight. Laat ek gou kyk of ek dit gedoen het. Ek verbeel my ek het dit gedoen. 2 Timoteus 1:7. Ek het dit gedoen, maar ek onthou wag, dis 'n verkeerde vertaling Aldien. Moet kyk 53. Ook ek sien. Dit is seker toe ek na my app geoorgeinstall het, want dit is nou nie meer gehighlight nie. Maar is goed ek het nou soontoe gegaan want ek het dit nou weer gehighlight. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek wil net gekyk wat sê die 83 vertaling van dit. Wat is dit nou weer 2 Timoteus 1:7? Dit sê hierso die gees van God wat ons gegee het. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Dis mooi, maar ek dink die 53 vertaling is actually hierso vir my mooier. Ja, dis reg. Ek wil net dit weer lees, want dit is so 'n mooi versie. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid uitgegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ja, Chris, van al hierdie dinge nê, wat is die belangrikste wat ek moet onthou? God se waarheid verander nie. Maar sy genade bly groot. Jy sien waar sonde meer word of meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword. God is in beheer. En soos wat ek weer vir jou sê, ons kan die mense red nie. Daai eie ekkie het ons almal uit moet verdwyn. Not me, but Jesus. En daai is daai. Ek sal dit probeer onthou. Ek dink dit is pragtige woorde om mee af te sluit. Ja, nee, ag, ek bly kon jou help.
kom gaan gerus weer met al jou vragies. Jy weet ek het altyd baie vrae. Nee, dis reg. Okay, Ek dink ek ken enigiemand wat so baie vrae kan vra soos ek. dit was nie fout nie. Ek leer ook dan saam met jou. Gelukkig. So voor jy weghol, kom ons sluit op die regte manier af. Dankie. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahwe, Here ons God. Vader, baie dankie. Dat ons weer iets uit die woord uit kon geleer het. Here, dankie dat ons kon gehoor het van die genade, Here. Here, maar dankie ook dat ons kon gehoor het van daardie waarskuwings van wat ons nie onsself in moet druk nie. Help ons om ons oë oop te maak dat die Heilige Gees ons lei, nie net vir ons nie. Vader, ons bid vir almal wat vasgevang is in 'n ding van die natuur van sonde en van verslawing. Ek bid vir hulle almal. Vader, raak hulle elkeen aan. Want God, ek weet, die woord sê ook, U het hierdie wêreld so lief dat U wil nie hê enige persoon moet verlore gaan. As ek kom vra ek, Vader, ek bid. Ek bid vir ieder en elkeen se hart, dat dit sal oopmaak vir U, dat U dit vul, en dat ons daardeur, Here, ons almal, ons ligte vir U helderder sal laat skyn. My God, niks is vir U onmoontlik nie. En dit is hoekom ons by U kan kom stilstaan, kom raad vra en kom hulp vra. Dankie vir U liefde en die genade, my Vader. En ek bid dit in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. Amen. Amen. Awesome. Okay, vriende, ek hoop julle het dit geniet. So ja, as julle nog enige vrae het of 'n onderwerp het wat julle graag wil hê ons moet behandel, skakel my gerus op 083 232 2442. Of as jy enige berading nodig het, dan is jy welkom om my te skakel. Of as jy 'n probleem het met homoseksualiteit of verslawing of enige iets soos dit, is jy welkom om 'n mens te kom kontak. En my nommer is 082 92 nou het ek my eie nommer vergeet. Laat ek dit weer sê. 082 92 49 458. Ons sien uit om van julle te hoor en onthou ons YouTube kanaal JC Administration. Al hierdie episodes is daarop. Daar's pragtige preke, daar's mooi short clips. En dit is net 'n lekker kanaal om by aan te sluit. En elke Sondag is daar ten minste 2 preke wat jy kan luister. En ek wil graag, as ek julle kan raad gee, luister asseblief na Pastoor Chris se reeks oor die nuwe lewe. Dit is regtig 'n pragtige reeks. En Sondag wat verby is, se preek was absoluut pragtig. En dit was absoluut geesvervuld geweest. So, ons sien uit om van julle te hoor. Asseblief, ja, vriende. Maar en dan vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.